Ek ontvang nou die dag die vraag, hoe onderrig ek leerders dat laer nie 'n deelteken het nie, maar leer wel 'n deelteken kry? Goed, my antwoord is, begin by die woord leer. Verduidelik vir leerders dat ons hierdie woord kry by die Nederlandse woord leger en vra dan 'n vraag soos: wat hoor jy in die Nederlandse woord wat jy nie in die Afrikaanse woord hoor nie? Leger, leer. Goed, ons hoor 'n g-klank in die Nederlandse woord wat ons nie in die Afrikaanse woord hoor nie. Nou daar is al in 1917 besluit dat wanneer 'n vokaal of 'n diftong, die klank met ander woorde, met 'n g-klank van 'n volgende vokaal geskei word, moet die g-klank in die uitspraak van die woord weggelaat word. Soos ons dink aan die woord leger, volgens hierdie reël in 1917, veronderstel dit dat ons sê, ons het 'n e, 'n vokaal, en hy word met die g-klank geskei van 'n volgende vokaal, leger, en dat ons dan daardie g-klank in die uitspraak moet weglaat. Maar in Afrikaans moet uitspraak en spelling tot 'n groot mate ooreenstem, en dit impliseer ook dat ons die letter wat daardie klank voorstel ook dan moes weglaat. Daarom het ons nie meer leger gesê of dan met die letter G gespel nie. Tog gebruik ons tot vandag toe nog die deelteken. Maar hoekom? Want ons wil wys dat ons hierdie woord by die Nederlandse leger kry, wat oorspronklik dan met 'n G gespel is en met 'n g-klank uitgespreek is, en dat hierdie woord dan uit 2 lettergrepe aanvanklik bestaan het. So 'n deelteken noem ons 'n historiese deelteken, want ons gebruik dit om historiese redes. Nou kom ons by die woord laer. Dit is die vergrotende trap van die adjektief, oftewel die byvoeglike naamwoord laag. Nou kan jy vir leerders vra om die lettergreepverdeling van hierdie woord vir jou na te slaan in enige woordeboek tot hulle beskikking. Nou in die 2015 HAT sien ek onmiddellik dat hierdie woord uit 2 lettergrepe bestaan. La, koppelteken, ir. Goed, daar is 2 lettergrepe. Dan gaan jy oor na 'n onderrigmoment. Jy verduidelik vir die leerders dat wanneer vokaalletters tipies na mekaar staan en tot verskillende lettergrepe hoort, ons 'n deelteken gebruik. Dink aan die woord kliënt. Ons het 2 vokaalletters wat na mekaar staan, 'n I en 'n E, en hulle hoort tot verskillende lettergrepe. Daarom skryf ons mos kli en dan 'n deelteken E. Maar as ons dan in laer ook 2 vokaalletters het wat na mekaar staan en hulle hoort ook tot verskillende lettergrepe, soos wat ons in woordeboekinskrywing sien, waarom kry hierdie woord nie ook dan 'n deelteken nie? En die antwoord hierop is in Afrikaanse woorde kry die letterkombinasie AE geen deelteken nie, al hoort hierdie A en hierdie E tot verskillende lettergrepe. Ja, ons sien wel in woorde soos aerobiese oefeninge, daardie aerobies of aerobatiek, sien ons wel 'n deelteken, maar daardie eerste woorddeeltjie, daardie A deelteken R, dit kry ons weer van Latyn via Grieks, so daardie deelteken binne daardie woorddeeltjie is weer eens ook 'n historiese deelteken. So dit is nie hierdie Afrikaanse woorde waarin ons 'n AE kry nie. So ek dink hier's 3 belangrike dinge wat ons moet saamvat. Nie alle vokaalletters wat langs mekaar staan kry 'n deelteken nie. Dit hang af van waar die woord of die woorddeel vandaan kom, en dit hang af van die vokaalkombinasie wat gebruik word.